Goeiemôre. Jy luister na die 103de en laaste oordeenking in die reeks Die Goeie Lewe. Vanoggend se tema is: Die goeie lewe is jou lewe. Ons het nou gekom by die laaste oordeenking van hierdie reeks. En as dit die Here se wil is, gesels ons weer saam wanneer die skole afskop vir die nuwe kwartaal. Dankie dat jy saam geluister het, deelgeneem het en hopelik ook saam gegroei het. Rabbi Zusha was een van die bekendste leermeesters onder die Jode, bekend vir sy lewe van eenvoud en diep wysheid. Baie stories word oor hom vertel. Maar een wat die meeste bekend is toe sy studente hom op sy sterfbed besoek het en hom daar ontroostbaar gevind het. Hulle het probeer om sy hart ligter te maak en sy trane minder, deur vir hom te sê dat hy byna so wys soos Moses was en so goedhartig soos Abraham. Dus hoef hy niks te vrees vir die oordeel in die hiernamaals nie. Maar hy het steeds hartseer geantwoord: Wanneer ek uit hierdie lewe oorgaan na die volgende en ek voor die regterstoel verskyn, gaan daar nie vir my gevra word, waarom was jy nie Moses nie? Of waarom was jy nie Abraham nie? Nee, daar gaan vir my gevra word, waarom was jy nie Zusha nie? Rabbi Zusha het die geheimenis van God se goeie gawes en bedoeling met ons elkeen se lewe goed verstaan. God gaan nie vir my vra, gaan nie vir jou vra, hoekom ek en jy nie Moses of Abraham of enigiemand anders was nie, maar hoekom ons nie onsself was nie. Die goeie lewe is jou lewe, 'n unieke lewe, die lewe wat net jy kan leef. 'n Wyse man het eenmaal gesê: om jouself te wees in hierdie wêreld wat jou konstant in iemand anders wil verander, is die grootste prestasie. 'n Wyse vrou het gesê: die mooiste 2 dae van jou lewe is die dag waarop jy gebore word en die dag wanneer jy agterkom hoekom. Jy is gebore om jou eie unieke self te wees. Jy is onherhaalbaar uniek geskape. Daar was nog nooit en daar sal ook nooit weer iemand soos jy wees nie. Jy is 'n onherhaalbare wonder van God. Om jou waarde te besef is nie arrogansie nie, maar 'n korrekte waardasie. Sal jy na 'n beroemde kunstenaar gaan en vir hom sê sy skildery is niks werd nie? Die kunstenaar sal nie minder dink van sy kuns nie, maar wel vermoed dat jy nie veel van kuns af weet nie. En so is dit met jou, met my, met ons lewens. God se kunswerke. Dit is wie ons is. Diegene wat dit anders sien of anders daaroor voel, weet niks van kuns nie. Jou lewe is 'n geskenk en daarom is dit jou verantwoordelikheid. Jy kan dit nie oorteken aan iemand anders nie. Jy is in beheer van jou besluite en die gevolge daarvan. Die Here gaan vir niemand anders vra wat jy met jou lewe gemaak het nie. Jy sal self daarvoor verantwoordelik wees. Die skrywer van Efesiërs waarsku en vermaan in hoofstuk 5 dat ons nie moet ophou met sinlose redenasies of onvrugbare werke nie. Word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal sy lig oor jou laat skyn. Efesiërs 5 vers 14. Geen mens kan leef sonder 'n doel nie. Die goeie lewe is 'n doelgerigte lewe. Die skrywer van Efesiërs wys ons op die regte pad met vermaanings en aanmoedigings. Let daarom sorgvuldig op hoe jy leef, nie as onverstandiges nie, maar as wyses. Koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. Om hierdie rede moet julle nie onverstandig wees nie. Probeer om te verstaan wat die wil van die Here is. Efesiërs 5 vers 15 verder.
Wat jy bereik deur jou doelwitte na te jaag, is nie so belangrik soos wie jy word in die proses nie. Wat het jy geleer die afgelope maande wat ons saam die goeie lewe oordink het? Het jy nuwe doelwitte opgestel? Dit nagejaag? Watter besluite het jy geneem? Daadwerklike veranderinge gemaak? Die belangrikste wat ek uit hierdie reeks neem, is dat ons so gelukkig is soos wat ons verhoudings is. Dis waar, oneindig waar en oneindig diep. Daarom sekerlik, dat die groot gebod liefde is, vir God, vir my naaste, vir myself. En al my liefde, van al die fasette van my lewe, met my volle kapasiteit. Ek het ook weer opnuut geleer dat hierdie verhoudings tussen ons en ons naaste en onsself nie op 'n reguit lyn lê van goed, beter, beste nie, maar ook maar deur die turbulensie en skommelings van die lewe geraak word. Dit is vasbyt en leer. En lief hê en vergewe en weer lief hê, weer probeer, steeds lief hê en weer kies om lief te hê. My groetwoorde van môre is Efesiërs woorde. Vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag. Mag die Here by jou wees. Mag die Here jou help om jouself te wees en saam met die mense in jou lewe die goeie lewe te leef, in liefde, in krag, in Christus. Kom ons bid saam. God met die liefdevolle hart, maak myne ook so. God met die sagte hande, maak myne ook teer. God van die gewillige voete, laat my op u pad volg. En mag ek so nader aan u groei, in alles wat ek sê en doen. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde rustyd vir elkeen.